Dis so lekker om hierdie gesprekvoering te kan hê en soos Dr. Chris nou gesê het, hier kom resepte uit vanaand, lewenswyshede, regtig waar. Dit is iets wat jy eintlik maar moet gaan neerskryf. Ek dink ons kan baie hier uit ook vir die boek vat, nê? Nee. Ja, 100%. Kom wonderlike dinge wat ons kan inwerk Dit in die is boek. die een boek waaraan ons nou werk. Ambisie in spiraal met fokus. Ja. Fokus, ja. Ek wil graag hierdie volgende vraag vra. Kan 'n mens reg wees, gefokus wees, maar steeds niks bereik nie? Ja, baby. Pastoor Betty. Ek gaan hierdie een vir jou beantwoord en jy het saam geluister en irrelevant wat hulle van die band dink of nie. Sy CV bepaal absoluut wie hy is Donald Trump. Absoluut. En ons het toevallig oor hierdie saak gepraat. Ja. En sekere ure later toe kom ek op die deel uit waar hulle om 'n vraag vra. Ja. Oor fokus. Absoluut. En hulle sê vir hy's toe klaar president. Hulle sê toe vir hom, jy moet ongelooflik gefokus wees om al hierdie maatskappye en goede te hê. Dis reg. En dan nou nog die hulle noem dit die magtigste man in die wêreld, nie oor dat dit 'n gode wêreld is nie. As jy Amerika se president is jy letterlik die magtigste man of vrou in die wêreld. En hy sê vir die anker, nee. Hy sê jy sal onthou, hy sê ek het vriende wat ongelooflike, intelligente, gefokuste mense is. Hy sê hulle is typies Donald Trump. Hy sê hulle is slimmer as ek. Hy sê hulle is meer gefokus as ek. Maar hulle kon nie doen wat ek reg kry oor sy hele lewe nie. Nie net nou. Kyk sy ouderdom waarin hy president geword. En wat noem hy? Jy sal onthou. Hy sê want hulle het nie energie nie. Ja. Hy sê hy ongelooflike fokus, ongelooflike intellek. Hy sê die verskil tussen my is dat nie dat ek intelligenter is nie, of dat ek meer fokus as hulle. Hy sê, hy is gefokus. Kyk, hy is ongelooflik gefokus. Maar hy sê hy weet van hulle wat meer as hy gefokus is. Jy sal dit onthou. Hy sê maar hulle kan nie touch waar hy is. Hy sê oor een rede hulle het nie die energie. Absoluut. En hy noem dit eintlik ambisie, wat ek het nie. Dis iets wat jou dryf. Die definisie van ambisie is amper 'n vraag. Hoeveel ongemak, hoor mooi, hoeveel ongemak is jy bereid om te verduur om by jou doel, nie hoeveel gemak nie. Hoeveel, dit is die definisie van hoeveel ongemak kan jy in 'n lokasie gaan bly, in 'n sinkkaja, om geld genoeg by mekaar te kry, om nie daai duur huur te betaal of huisie, sodat jy kan daai finansies kry om uit te sit om die topmaatskappy, dis die ongemak, te kan hê, en oor 'n tyd sê mense, wow. Absoluut. Dink jy dit is 'n misleiding, wat moontlik baie mense, kan my sê blinddoek, dat hulle dink hulle is gefokus en hulle dink hulle het ambisie, maar hulle kyk nooit terug, waar was ek en waarheen is ek op pad? Wat wil ek bereik? Ek gaan sê waar ons dan nou so lekker gesels het met ons paneel. As jy happy is, in Desco is jy groen. Ja. Op daai skaal. Stay happy. Ja. Pas op met vir die rooi vla, wat jou nou nie sink nie. Maar as daar's 'n groot deel van die mensdom wat weet hy het in hierdie wêreld ingekom om meer te gee as wat hy tans doen. Ja. So gebruik vir 'n barometer. Jy het fokus. Yes. Vat boeke. Ja. Vat boeke. Dit beteken met my fokus en al. Ja. 6 jaar terug was ek hier. Ek het elke dag die verkeer getrotseer. Ek was nie een keer afsiek nie. Was nie eers by 'n dokter en ek moes by 'n dokter uitgekom het. Ja. Maar ek het my ding gedoen. En 6 jaar later is ek nog steeds dit. Dan beteken dit ek sal moet begin werk aan my energielewers. En of ambisie, daai gedeelte, hoeveel ongemak kan ek oor die volgende 6 jaar ongemak verduur? En jy gaan sê, daar is my take, daar's my polaris. High water or low water, I'm going there.
Wonderlik. Joh, baie dankie Dr. Chris. Ek sal graag wil 'n bietjie hoor wat die res van ons paneel soos Jaco en Annemarie ook te sê het oor hierdie vraag wat ek gevra het, kan 'n mens reg wees, kan jy gefokus wees, maar steeds niks bereik nie. Jaco Vosser, kom vertel vir ons wat jy daarvan dink. Ja, man, ek dink dis soos iemand wat altyd voorberei, maar nooit begin nie. Tjoh. Want jy wag vir die perfekte dag of tyd voor jy oorgaan in aksie. Dis so waar nie, dit laat my nou dink aan 'n atleet wat daar in die wegspringblokke staan en hy staan, merke gereed, maar hy skoot wil nie klap. Ja, ja. Dat jy kan gaan nie. Ja, maar ek meen, wie sê vir jou in elk geval jou tyd gaan môre kom? Ja, Môre kan dalk te laat wees vir jou. is die waarheid. Jy so Doen wat jy kan doen wat jy kan, wat jy wil doen. Absoluut, En absoluut. en begin, laat ons het nou gepraat van die vuur. Ja. Laat dit jou begin aanwakker. Ek dink dis baie belangrik dat jy sê dit moet jou begin wees. Ja. Kry daai vuur en jy en Dr. Marx het net nou daaroor gepraat dat Johannes sê Christus sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Yes. So as jy dalk nou na ons kyk wanneer ook al en jy voel maar ek het nie daai vuur nie. Wel, ons het die resep daarvoor ook. Ons het fantastiese resepte vanaand, maar kry dit by die Here. Dis waar. Hy Dis sal al wat jy dit gaan kry. Hy sal dit vir jou gee. Hy is getrou. Dis waar. Jo. Ek het nog so 'n antwoord stukkie man. Ja, praat met my. Baie mense vermy aksie, want dit bring risiko, Dis die waarheid. onsekerheid en die kans om te misluk. Jo, Maar dis waar. aksie is wat resultate bring. op Dit die einde is van die so. En ek dink dis inherent in elke mens daar. Ons wil tog net nie misluk nie. Want dit is al klaar erg genoeg om self te voel jy misluk, maar om nou in die oë van die buitewêreld te lyk asof jy misluk. waar. Dit wil ons tog nou ten alle koste vermy. En dan soos jy sê, dan sit jy eerder terug en dink nee, ek gaan nie daai kans vat nie. Hoe gaan jy wat gaan jy so dan jy het jy soos jy gaan die fokus hê, Ja, maar jy het nie die ambisie om vorentoe te gaan nie. dis reg. So wat gaan dit jou help? Dit kom terug na jy sê jy wil nie die risiko vat nie. Môre is dalk jou tyd wanneer jy moet huis toe gaan. Absoluut. Dis waar dit op neerkom vir my. Dit is 100% so. En ek dink nie enige iets is in hierdie lewe al bereik sonder 'n kans wat gevat is nie. Niks. Dit is deel van ons lewe. Ons elkeen van ons kan dit nou maar ek kan face. Ja. Ja. Jy gaan Iewers moet jy. iewers gaan jy 'n bietjie klei trap. Ja. Soms gaan jy 'n bietjie baie klei trap, Dis die waarheid. maar op die einde van die dag is Jesus jou fokus. Absoluut. En as jy hom het, gaan jy resultaat kry. Absoluut. Dit is so wonderlik. Jaco, baie dankie. Ek hou van hierdie antwoord. Ek gaan 'n bietjie oorskuif daar na my vriendin Annemarie. Wat sal jy nou vir my sê? As jy moet antwoord, kan 'n mens reg wees? Ja, jy is daar soos Jaco gesê het, jy staan in die wegspringblokke. Kan jy gefokus wees, maar nog steeds niks bereik nie? Hoe voel jy oor hierdie stelling? Weet jy, dit raak emosioneel gevaarlik, want jy voel jy doen genoeg, maar jy groei nie. Jo. Jy is besig, maar nie besig met wat werklik resultate bring nie. Ja. En daai gaping begin jou selfvertroue stadig afbreek. Sure. En dan vra jy vir jouself, is daar iets fout met my? Ja. So met ander woorde, as jy net voorberei, beskerm jy jouself teen mislukking. Jo. Maar jy weerhou. Ekskuus dat ek jou in die rede val, maar dit voel goed. Ja, Want jy's dit is besig, so. nê? Ja. Jy's baie besig met hierdie voorbereidings. Dit is Want so. miskien soos ek dink dit was Dr. Chris wat net nou gesê het, mense glo hulle gaan een oggend wakker word en een of ander wonderwerk het gebeur en jy gaan Jimmy Swaggart wees of die Ja. jy weet so iets. Yes, maar jy moet iets doen. En voorbereiding steel dit is baie belangrik, maar as jy Ja. net dit doen, dit is wat jy gesê het, Dit as jy help dit net niks. voorbereiding doen. En dit is vir my belangrik want jy raak baie aan die siege van hoe so iemand dink. Ja, dit is so. Ekskuus ek jou in die rede Maar geval. en hoe meer jy voorberei, soos wat ek sê,
dit breek jou jy breek jouself naderhand af want jy kom nêrens nie. So jy begin dan vir jouself dink hoor hierso wat is fout? Hoekom kom ek nie verder as wat ek nou op hierdie stadium is nie? Absoluut. Ja. Soos wat jy gesê het, is emosioneel baie gevaarlik vir jou siege. Ja. Want ons is tog mense en ons jy kan ook jouself motiveer, jy weet. En as jy vir jouself sê kom ons doen die ding, ons gaan die ding doen, ek moet nog hierdie doen en ek moet nog daai doen en ek het dit gedoen en ek het dat gedoen. En oor 'n jaar kyk jy terug en nothing happened. Dan begin jy psigies, emosioneel, begin jy voel jy raak agter. Ja. Jy soos jy sê, jy dink by jouself, maar wat is fout met my? En tog is dit net, jy kort net, saam met fokus, saam met voorbereiding, moet jy die vuur kry. Dit wat jou aan die gang sit, dit wat vir jou wat vorentoe gaan. Ja. Iemand het vanaand ook gesê, dit is die lewe, dit bring die lewe. Ja. En dit weerhou jouself van groei. Ja, absoluut. As jy nie daai vuur in jou het nie. Dit is so. Soos wat jy nou gesê het, vir 'n jaar lank het jy die hele tyd daai fokus en jy kom net nie oor in die beweging en die vuur agter jou nie groei jy glad nie. Jo, dis wonderlik. So ek dink as ek nou kan opsom vanaand wat ek nou hier die vraag wat ek gevra het, is God reageer nie net op korrektheid nie, maar op lewe. Hy wil hê dan moet begin word, hy wil hê dan moet beweging wees. Dis goed om korrek te wees, jy moet voorberei, jy moet gefokus wees, maar daar moet lewe wees.